Eerste definisie wat jy daar het, is die definisie van spoed. Wat sê dit daar? Dit sê, die afstand afgelê per tydseenheid. Ok, nou wil ek gou vinnig vra, kom ons begin Lisa by jou. Wat is die simbool vir afstand? Lees jy nou daar? Want jy moet nie daar lees nie. D vir distance, maar ek het gesê, ek wil hê jy moet gebruik X. Ok, dan wil ek weet, Lali, wat beteken die woord per? Ok, so sê nou maar, ek sê vir jou, yes, dis wat ek wil hoor. Die woord per, van nou af tot die dag wat jy doodgaan, sê die woord per hoor met jy dink aan gedeel deur. So ons het afstand, gedeel deur, en nou staan daar tydseenheid. Nou die rede hoekom ons dit sê is, party wetenskaplikes werk met ligjare. Hulle wil weet hoe ver is die volgende, en wat is galaxy in Afrikaans? Sterrestelsel? Stelsel. Hulle wil weet hoe ver is dit van ons af, dan gaan hulle in ligjare werk. As ons wil weet, iets met lang tydperke, dan sal ons werk in jare. Maar in die wetenskapklas wil ons nou kyk na spoed, en daarvoor kyk ons na tyd in sekondes. Die simbool is T en dit word in sekondes gemeet. Nicholas, het ek jou iets gevra? Nee, ek het nie. Waarin word afstand gemeet die eenheid? Meter. En tyd het ek nou net so gesê word in sekondes gemeet. So afstand per tydseenheid is meter oor sekondes of meter gedeel deur sekondes of meter per sekondes. Jy moet jou notas uithaal, ou. So dit gee vir jou meter per sekonde. So die eenheid vir spoed, waarin jy spoed meet, is in meter per sekonde. So die eenheid moet jy van die formule kan aflei, moet jy van die definisie kan aflei. Of die definisie moet vir jou help met die formule, of die formule moet vir jou help met die definisie. Al die goed link aan mekaar. Ok, en ek het nou net vir jou gesê, ek wil nie eintlik hê jy moet D gebruik nie, ek wil hê jy moet liewer X gebruik. Ok, dan kry ons iets soos gemiddelde spoed. Ok, nou hier wil ek gepraat van ons storie van Kaap toe ry. As jy Kaap toe ry, hier is Parys. Blikkies. Meneer sê dit staan in sy pa. Ja, nee, ek weet. Spakker aan, een van daai rakke daar deur agter. Ok. Goed, hier is Parys, dis waar jy woon, welkom. Dan as jy uitzoom, dan bly jy in watter provinsie? Die Vrystaat. Dan sien jy as jy uitzoom, daar is die mooie Suid-Afrika. En Kaapstad is hier onder. Okay? So hier is 'n streepietjie. 'n streepietjie tot siens, die N1, dan het jy hier streepie is baie lig. Is die N2, die N3 is daar bo ergens en dan hier is die N7. Alles nasionale paaie. Okay. Nou, as jy van Johannesburg af Kaap trek en 'n paar paadjies ry en op die pad vir die meeste mense ry, is die N1. En as jy hier kom daar, kry jy vir 'n dorpie wat mense noem Beaufort Wes. Julle het van hom gehoor? Nou, hierso is 'n pad tussen Beaufort Wes en Leeugamka. Hierdie pad. Wat hy lyk 'n bietjie curvy, maar as jy hom ry, lyk hy reguit. Soos jy ry en jy kan tot in môreoggend sien. Okay, daar's niks draai of afdraai soos jy lyk net reguit. Die vlaktes is so rondom hier, daar's 'n klein bietjie heuweltjies en bergies, maar dit is baie reguit. En die probleem daar is dat of mense ry in die middel van die nag en die pad is so boring, hulle raak in die slaap, ongeluk, of dit is so 'n boring pad dat die mense ry verskriklik vinnig en jaag hulle ongeluk. Okay. So wat hulle gedoen het, is hulle het tussen hierdie twee punte. So hierso net na daai draai, so daar, het hulle 'n kamera aangesit en dan het hulle hier rondom, kyk het hulle nog 'n kamera aangesit. En daai kamera neem 'n foto van jou nommerplaat as jy daar verbyry. En as jy by die volgende punt verbyry, neem hy nog 'n foto van jou nommerplaat. Hulle weet die afstand tussen die twee punte en dan kan hulle sien wat is die tyd tussen die twee en hulle kan jou gemiddelde spoed gaan uitwerk. En dan as jy nou dink die spoedgrens daar is 120, dan obviously as jy meer as 120 ry, dan kry jy nou 'n lelike boete. Dit is nou hulle poging dat mense nou by die spoedbeperking bly.
Wat kan jy doen? Jy kan ry 160 km/h, stop, gaan piepie, sê eet, bietjie rus, wat ook al, en dan verder ry 160 km/h, en dan as jy tydperk tussen na 2 punte nog steeds sharp. So wat meer daar 2 kameras, hulle met jou gemiddelde spoed. Okay? Of, as ek van hier af Johannesburg toe ry, dan sê ek, goed, gemiddeld gaan dit my so uur 15 minute neem tot in Johannesburg, as jy so 120 km/h ry. Maar ry jy die hele tyd 120? Nee, jy ry wel met hierdie potholes op pad uit, ry jy 20 km/h, dan ry jy 200 km/h, dan stop jy 'n bietjie want jy het gehoor as polisie en dan blablabla. Maar gemiddeld ry jy 120 km/h. So, wat is gemiddelde spoed? Is die totale afstand gedeel deur die totale tyd wat dit geneem het. Okay, so die formule verander so klein bietjie. Is nie op jou hierdie is op jou datavel, daai né? Hierdie is nie op jou datavel nie. Die enigste ding wat verander het is nou die V en so 'n streepie oor. Okay, en dan is dit nog steeds x oor t of die totale afstand oor die totale tyd. Iets wat ek vergeet het om te sê nou. Afstand, wat trek ek met my vraag? Cleo? Cleo, afstand. Is dit 'n skalaar of 'n vektor? Sê weer? Richard, wat is 'n skalaar nou weer? Wil jy vir Cleo bel? Ja. Cleo? En, ag wat net grootheid, sorry, ja. So, omdat afstand 'n skalaar is spoed ook 'n skalaar. Okay, so dis 'n skalaar en dan gemiddelde spoed is ook 'n skalaar. Dus kyk gou lekker som, en sê daar vir jou. Dit neem 'n persoon 2 ure om die 150 km vanaf Parys tot in Pretoria af te lê. Wat is sy gemiddelde spoed? Okay. So, ons het hier die afstand is 150 km en die tyd is 2 ure. Maar, Tanika, ons werk nie in kilometer, ons werk in meter. Hoe skakel jy nou weer om? 1 kilometer is hoeveel meter? Uit 1000. Sê maal met 10 tot die mag 3 of maal met 1000. Daniek, ons werk nie in ure nie, ons werk in? So hoe gaan jy van ure na sekondes? Nie maal met 120 nie. Maal 60, maal nog met 60, so 3600. Nie 120. Nee, yes. So in 1 uur is daar 60 minute en in 1 minuut is daar 60 sekondes. So dis hoekom jy maal met 60 maal met 60. So nou het ons gemiddelde spoed is afstand oor tyd. Dit is 150.000 gedeel deur 7200 en wat kry jy meneer Wem? 20,83 meter per sekonde. Dankie. Okay. Dan die volgende konsep wat ons daar het is oombliklike spoed. In Afrikaans en Engels is dit instantaneous speed. Instantaneous speed. Okay. En as jy die woord hoor oomblik, dan dink jy aan 'n klein tyd. So oombliklike spoed is die gemiddelde spoed oor 'n baie kort tydsinterval. Okay. Is daar spoedkameras in Parys? Permanent is. Niks. Okay. Good to know vir my, vir die toekoms. Maar kom ons dink. Sê nou maar ons het hierdie ding. Johanlie, wat noem jy hierdie ding?
Verkeerslig. Verkeerslig. Ons praat as Afrikaners as 'n robot. Okay, nou, jy moet vir my 'n bietjie gaan kyk. Veral as jy van die verby die die brandweerdepartement ry oor Potchefstroom. Daar's mos al 'n robot, né? Nee? As sê weer? By Wranglers. Ek weet vir my staan Wranglers. Daar's een ook hier by die biblioteek, maar daar's ook hulle berggoeders daar. Iemand berggoeders daar. Is dit die brandweer wat goed daar werk? Dis munisipaliteit se Working on fire. Iets met fire. Okay, maar daar by Wranglers ry jy nou oor die verkeerslig Potchefstroom. Daar waar 'n verkeerslig moet jy gaan kyk. Daar in die pad is ek 'n dun streepietjies. By die robot of daar waar jy moet stop en dan net so 'n meter voor dit is daar so 'n streepie in die pad. Okay, nou wat daar ook moet wees is so 'n ding met so 'n boks met sulke twee goed en die een is so 'n flashlight. Okay? Want daai is 'n sensor in die grond en daar is 'n sensor in die pad. En wat hy doen is jy daar verby ry met jou chore. Dan as jou voorwiel daarin raak, dan begin hy te time en as jou voorwiel daarin raak, dan hou hy op om te time. En daar's 'n kameraatjie hier binne in sou wees wat dan weet, okay goed, dis 1 meter uitmekaar uit. Hoe vinnig het jy daai 1 meter gery en dan wat is die spoedgrens in die dorp? 60. Hoeveel hoeke het ons goeters? Het dit 6? Weet julle? nie 8 nie. Nee, definitief nie 8 nie. Okay. Goed, jy mag net 60 ry, dan doen nou so om te kyk of jy vinniger as 60 ry en as jy doen dan neem my 'n foto en as jy in die moeilikheid. Nou, kom jy vir Marks. Met my chorrie. Njong. 40. Okay, sien hierdie. Skrik groot. Briek. Ry hierso 60, hierso 60, ek's haastig. 140. Gaan ek 'n spoedkaartjie kry? Nee, ek moet, maar ek doen nie. Hoekom? Want vir daai oomblik ry ek in die spoedgrens. So hierdie word genoem sy oombliklike spoed. Vir daai oomblik, wat is jou spoed? Ja meneer. Ek het by skool aangekom. En as jy deur? Ja. Kom hierso. Hoeveel hoeke het ons goeders in Ook is wat stopstraat hoeke. oor regtig? Spoed Is hulle rond? Wat? Ons jou ding wat sê hoeveel jy mag ry. Ja. En jou spoed, hoeveel hoeke het hy? Ag nee, jou spoed nie is stopstraat. 8 dink ek. Regtig? Dit is verskriklik baie hoeke. Jy weet nie. Nee, ek het ry. Want dis deel is een van die vrae, is dit nie? Nee, maar ek het nie my leidings gedoen. O, jy het drivers gedoen. Ja. Wag, hulle kan jy steur. Ja. Hoe dink jy daaroor? Nee, ek het niks oor dit gesien. Wag, hulle. Dankie. Okay. So hy's rond. Goed. So kry julle 'n idee van wat is oombliklike spoed? Dis jou spoed in daai klein oomblik. Okay, nou kom ons doen 'n sommetjie, ja? Sê weer? So vinnig. Hoe? Hæ? 8 hoeke, maar dan is dit baie klein. Hæ? Ja, maar ek het nie die organisasie nie ons nie gehoor vandag. Dis verskriklik. Okay. Goed. Kom ons kyk gou of ek die spoedgrens oorskry. So ons gaan gou my oombliklike spoed gaan uitwerk. Die afstand is gewoonlik so 1 meter. Ek weet hulle maak dit obviously plek vir plek klein bietjie anders, wat ek kan. Wat trek ons met ons vra? Wouko, hoe vinnig het ek gery oor daai 1 meter? Maak jy nou iets op. Wat sê jy is ons tyd? Ek sê 60. Tyd. Ja, hoe vinnig dink jy dit my gevat om daar oor te ry? Soos 0,3 sekondes. Jy sê 0.3 sekondes. Okay, gedeel deur 0.3. Twanai. Sakrekenaar.
3,33333 meter per sekonde en ons gaan nou daarby kom, jy maal met 3,6 om te kry hoeveel is die kilometer per uur en dit gee vir my 12 kilometer per uur. So, kry ek 'n spoedkaartjie? Nee. Sharp. Ons gaan nou daarby kom, ek dink op hierdie bladsy, ja, ons nou daarby kom. Kyk, goed, volgende, snelheid. Okay, so wat het ons nou net gedoen? Ons het nou net gedoen, spoed. Wat is spoed? Dis 'n skalaar en hy hang af van jou afstand wat jy gery het. Wat is snelheid? Die definisie daar vir snelheid is die verplasing per tuiseenheid. Verplasing is nou weer wat, Christopher? Nee. Verandering in? Die reguit lyn tussen begin en einde, né? So dis delta x. Verplasing per gedeel deur tuiseenheid sekondes. So hy is ook in meter per sekonde. Okay? So spoed en snelheid is baie naby aan mekaar. Meneer Roy, het jy notas? Besit jy notas? Jy môre as jy dit nie? Ek sien ek jy môre. As jy dit nie môre jy het nie, gee ek vir jou debiete. Jy gaan so kom. Kyk. Goed, hy is ook in meter per sekonde. So dit voel vir jou baie dieselfde as spoed, maar daar is 'n groot verskil. Hy is verplasing en hy moet 'n rigting hê, want verplasing is 'n vektor en daarom is snelheid ook 'n vektor. En hy moet 'n rigting hê. Okay. Nou sê ek hier onder vir jou. Spoed en snelheid word soms gegee in kilometer per uur en jy moet dit kan omskakel na meter per sekonde toe. Okay? En die omskakeling is so as jy gaan van kilometer per uur na meter per sekonde, deel jy deur 3.6, en as jy gaan van meter per sekonde na kilometer per uur, maal jy met 3.6. Nie op jou datavel nie, so jy moet dit gaan leer of onthou of memoriseer. Nou, vir 'n sweetie. Hoe die ding is, kom ons by 3.6. Steek jou hand op as jy weet. Hoe kom ons by 3.6 is my vraag. Anyone? Is iets te doen met soos hoeveel sekondes daar in 'n uur is. Dit het definitief so mee te doen. Definitief, maar dit is weet jy moet werk, wel jy is enigste met antwoord, so is gee maar vir jou. Kilometer na meter, wat doen jy? Jy maal met 1000. Uur na sekondes is 60 maal met 60. Blikkies. 3600, 1000, 3600 gedeeld deur 1000 gee vir jou 3.6. Waar dit vandaan kom. Okay, nou hang af watter kant jy gaan. Weet, want hier is mos nou kilometer per uur oor meter per sekonde. Die een maal jy, die een deel jy. Dis hoekom dit hier deel is en daar maal is. Okay, weer eens jy hoef nooit te sê waar dit vandaan kom en jy moet dit net kan doen, kan toepas. Okay, goed, kom ons kyk gou hoe lyk 'n som. Dit sê daar vir jou. Op pad skool toe stap Jan eers 800 meter tot by die kafee en dan die 400 meter terug tot by die skool in 5 minute, hierdie ou speedwalk. So hier is sy huis. Hy gaan verby die skool en dan gaan hy kafee toe eers voordat hy skool toe kom. Wat doen mense voor skool by die kafee? Sigarets, vapes, monsters, play, al die gemors. Okay. Gaan kafee toe. Hy is baie soet, hy het toe 'n appel gekoop en toe loop hy daai 400 meter terug tot by die skool en dit het alles gebeur in 5 minute. Nou vra ek vir jou, bereken sy gemiddelde spoed vir die staptog en dan bereken sy gemiddelde snelheid vir die staptog. So ek gaan my bladsy hierson 2 deel. A, B. Okay. So vir A vra hulle vir jou gemiddelde spoed. Spoed is 'n skalaar want dit hang af van jou afstand. Okay. So spoed is afstand oor tyd. Waar trek ek met my vrae? Wieke, wat is die afstand wat hy geloop het? 1200 meter. Wat is die tyd, Marisel? Hoe het jy daarby gekom? 5
5 maal met 60 gee vir jou 300. So is dit 1200 sonder 'n sakrekenaar, Sani. Gedeel deur 300 gee vir jou wat? No. 12 gedeel deur 3? 4 meter per sekonde. Geen rigting, geen niks, want dit is 'n skalaar. Hoekom is dit 'n skalaar? Want jy het gekyk na die afstand. OK? Dan B is sy gemiddelde snelheid vir die staptog. So, waar trek ons nou? Wag. Geef my die eerste letter. Afira. Vir snelheid kort ons sy verplasing. Wat is sy verplasing? Dis 4 meter per sekonde. Nee, jy is nou besig met snelheid. Of spoed. Ek wil weet, wat is sy verplasing? Wat is verplasing nou weer? Die definisie van verplasing? Sê weer? Nee. Waar het hy begin? Waar het hy geëindig? Nee, hè? Waar het hy geëindig? Hy is van die huis af, kafee toe en toe, skool toe. So hy het begin by die huis, hy het geëindig by die skool. So daar is 400 meter. Maar verplasing is 'n vektor. En 'n vektor het wat en wat nou weer, Laurens? Grootte en rigting. So rooi. Wakker word. Dit is, verplasing is 400 meter. En wat is sy rigting? Oos, regs, in die rigting van die skool. So hier is 400 meter, kom ons sê nou, rooi het gesê, oos. En dit is so ek saam met hulle vir jou daar guide. Hulle moet vir jou sê, hy stap regs, of hy stap oos, of hy stap wat ook al. Ok, en aan die tyd is dan nou nog steeds, want tot van die huis af tot by die skool, die hele storie het omgevat 300 sekondes. Ok, so sy snelheid is die verplasing oor die tyd. So hierdie is dieselfde simbole, dit maak dit baie confusing. Die een is net delta x en die ander een is x. Ok, en jy kry hierso 400 gedeel deur 300 en wat gee dit vir jou, Lisna? In jou kop. Ja, jy's reg. Ag, jy's reg. Dit is 1, iets. So, daar het jy nou basically uitgehaal 300 oor 300 en dan 100 oor 300. Dis wat jy het. So, daar gee vir jou 1. Wat gee daar vir jou? Wat gee dit vir jou? Wat is dit? 3. So dit is 1.33 meter per sekonde, maar omdat snelheid afhang van verplasing, wat 'n vektor is hierdie een ook 'n vektor, en daarom moet jy sê, as hy oos is, dan gaan hierdie ene ook wees oos. Ja, volgende. Wade van die Kerk. Weet julle wie is Wade van die Kerk? Okay. Wie weet nie wie is Wade van die Kerk nie? Dat party mense wat hulle hand opsteek. Wade van die Kerk was 'n Suid-Afrikaanse of is 'n Suid-Afrikaanse 400 meter atleet. Doen hy nog steeds 400 meters? Wie doen? Wie weet? Wat is sy ding nou? Oor die 200. Het julle al hierdie ou gesien in julle lewe? Hy is 'n baie goeie atleet en toe speel hy vir van bietjie rakkie en toe skeer hy iets. Anyway, dat was Wade van die Kerk. Baie vandag. Okay, so hulle sê vir jou daar. Hallo Wade. Hulle sê vir jou, hy hardloop die 400 meter teen 'n gemiddelde spoed van 9.3 meter per sekonde. Kyk, kom ons neem net gou dit in. Ek het hierdie gaan Google. Okay, dis regtig erg. Hoe lank is dit deur? 2 meter. So 9.3 meter per sekonde beteken
dit is 2 meter. So dit is 4,5 deure wat hy hardloop in 1 sekonde. 4,5 deure. Dink ons nou laat jy 'n bietjie op en af hardloop, kyk ons hoeveel sekondes vat dit vir julle. Teen 'n gemiddelde spoed van 9,3 meter per sekonde. Hoe lank neem hy om 'n resies te voltooi? Okay. So. Talali, geef my enigiets wat ek in my infotabel kan invul. Ja, ek het eers sneller ingesit en sy spoed per meter per sekonde is 3,9,3. Okay, Nicholas, nog iets. Die afstand is 4 meter. En wat moet ons gaan uitwerk, Leo? Ons moet die tyd gaan uitwerk. Dus vraagteken kom by tyd. So ons het spoed is afstand oor tyd. Die spoed is 9,3, die afstand is 400 en ons soek die tyd. Richard? So dan is dit die 9,3 of 400. Nee. Die ding wat jy soek is daar onder die lyn. Jy moet hom wegkry, so jy gaan hom soontoe maal. So jy het 9,3 maal met t is gelyk aan 400. Nou wil jy t op sy eie hê. So jy gaan die 9,3 gaan deel deur. Gaan deel. So t is 400 gedeel deur 9,3 en dan die as jy op het sakrekenaar. De 43,01 sekondes. Baie. Wie doen 400 in die klas? Iemand 'n 400 atleet, 200 atleet, 800 atleet, 100 atleet. Geen atlete in die klas nie. Hardloopatlete. Sjoe. Okay. Goed, kan ek maar weggaan? Almal is met my? Okay. Volgende ding waarna ons gaan kyk is versnelling. Okay, nou terwyl ek so loer, sien ek ons amper by waar jy moet praktika doen. Wat se dag is vandag? Vandag is Dinsdag. Vrydag, jy kom julle nie skool toe nie. En ek wil nie meer volgende week skool gee nie. Hoekom kom julle nie vrydag skool toe nie? Maar julle kan tegnies skool toe kom. Menende, hè? Die vrou se tennis. Hoe laat? Die vrou is die bus ry relatief vroeg. Wat is dit? Ek snap nie. As ek toerus is dit van 7 uur of ek begin. Waartoe? Ek weet nie. Die vrou gaan af. Julle het nie toerisme nie. Julle sit in hierdie klas. Wie toerisme? Haai! Laurens jy daar nie teen nie lag nie. Jy kan vir die res uitwerk. Nee, ek wil die praktika doen vir punte. Want ek moet klaarmaak hier. En ek weet nie wanneer die volgende persoon kom nie. So ek wil laat julle die praktika doen, dat dit oor en verby is. Dat Môre julle... is die laaste dag. Liewers nie, né? Wat is die praktika vir? Julle gaan met tydtikkers en loopplanke werk en papiertjies meet en so. En dis 'n lekker praktika. Nee, waarskynlik seker nie môre doen nie. Dis dan nog baie goed om te skool. Ja. Die vrou anders kan die verseker nog maandag nie die tarief vir farmasie al hier is. Wie sê dit dan nie? Ek weet nie dit voel ek. Ja, gaan nie soos weg. Nee, die volgende persoon gaan definitief nog nie maandag wees nie. Okay, so, julle praktika vir punte gaan wees volgende week. Kom ons maak dit volgende week. Woensdag, Dinsdag en Woensdag. Volgende week, Dinsdag en Woensdag gaan julle praktika doen vir punte. Die Dinsdag gaan julle die fisiese praktika doen. En Woensdag gaan julle die toets skryf. So 35 punte, 35 punte groepwerk. Die toets is nie groepwerk nie. Okay, so 35 punte, 35 punte. Dinsdag is dit die praktika, Woensdag is dit die toets. Sjap. Julle is met my. Ja. Nee, weet wat? Moenie leer nie. Moenie. Ons kyk hoe goed doen jy. Okay, goed, kom ons gaan aan met die werk wat julle nodig het vir die praktika. Die volgende konsep is versnelling. Okay,
So, daar, versnelling. Die definisie sê, dit is die tempo stop. Ek al weer van vooraf begin. Ek het van vooraf begin. Waar trek ek? Moet my van vooraf begin. Dink. As jy die woord tempo hoor, waaraan dink jy? Waaraan moet jy dink? Okay, so jy dink aan 'n tipe tyd. So tempo van nou af totdat jy die dag die kop neersit vir die hele laaste keer. As jy die woord tempo hoor, moet jy dink gedeel deur tyd. Tempo beteken gedeel deur tyd. Okay? So dit sê dan, versnelling is die tempo waarteen snelheid verander in grootte en rigting. So hoe vinnig gaan jy vinniger of hoe vinnig gaan jy stadiger? Okay? So die definisie daar is die tempo waarteen snelheid verander in grootte en rigting. So versnelling se simbool is 'n A wat jy daar kan sien. En sy formule is die finale snelheid minus die beginsnelheid oor tyd of die verandering in snelheid oor die verandering in tyd. Okay, so daar het jy nou twee formules. Die A in Engels is dit acceleration. Dis waar die A staan, acceleration. Okay, en net in Engels dat jy weet V staan vir velocity. Snelheid is velocity, dis kom met 'n V is. Okay. Goed, so ons het daar die eindsnelheid, die beginsnelheid, verandering in t is die tyd en dan omdat snelheid 'n vektor is, omdat verplasing 'n vektor is versnelling ook 'n vektor. En daarom het hy, vektor en daarom het hy ook rigting. Okay? Nou ons kry positiewe versnelling en ons kry negatiewe versnelling. Positiewe versnelling beteken hy gaan al hoe vinniger. En negatiewe versnelling beteken hy gaan al hoe stadiger. Okay. So in ou tyd het hulle gepraat van versnelling en vertraging. Ek kan nog 'n woord hoor, maar ons is deesdae super sensitief vir al wat 'n woord is. So ons gebruik nie vertraging nie, want dit kan bereik. Okay, so ons praat nie meer van vertraging, ons praat van negatiewe versnelling. As jy die woord vertraging neerskryf, sal ek dit aanvaar, solank jy net nie sê ek is vertraag nie. Ja? So wat van as 'n kar stilstaan en dan begin ek sneller in reverse. Wat gebruik ons dan? Dan is dit negatiewe versnelling in die negatiewe rigting. Negatief. Maar wat gaan ek vinniger? Positief. Okay, goed. So, ons is terug by Wys van die kerk. Wie moet ek nou gebruik? Wie is nou ons atleet wat in vir ons hardloop in Suid-Afrika? Sê jy? Oh my goodness. Okay. Goed. So, tot en met ons weer atleet het. Wys van die kerk. Wie moet ons vra? Ag, wie moet ons neerskryf vir die vorige vraag eintlik? Is ek moet dit verander na wie is 'n vrou wat die kamer so hardloop? Gerda, ek moet die vraag anders doen. Gerda gaan nie so vinnig. Nee, maar ek kan vra vir jou wat is haar hoe lank neem dit haar om die kamerus te voltooi? Kan die vraag mos net verander. Okay. Goed. Ek dink nie sy hardloop nie. Sy hardloop nie meer nie. Okay. Goed. Wys van die kerk neem 3 sekondes om 'n snelheid van 12 meter per sekonde vanaf sy wegspring te bereik. So, op jou merke, gereed en dan vat dit om 3 sekondes om volspoed te bereik. Bereken sy versnelling. Okay, so, infotabel, wat? Wem? Ja? Maar dit gaan nou nie som van so vroeg. Dan moet jy dan maar eerder beantwoord. Okay. Wem? Geef my enigiets wat ek in my infotabel kan invul. Die initial velocity is 0. Beginsnelheid is 0 want hy begin met op jou merke gereed. Johan Lee, geef my nog iets. Tyd wat dit omneem is 3 sekondes. Spouke nog iets. Juffrou, wat het ons die VF is die eindsnelheid is 3. Is? Wat eindsnelheid? VF. Ons wag, jy is heeltemal reg. 12, sorry. 12. Wat is die vraag, Twanay? Ja. Wat is die simbool vir versnelling? Klein letter A. Waarvoor staan 'n hoofletter A, Christopher? Hoofletter.
Dink wiskunde. Nee, moenie na my luister nie. Sny hom af. Richard? Nee, dis nee. Ja, toe aan hy. Nee. Ja, wat? Ja? Aria, hoofletter A staan vir Aria. Okay. Sê weer, jy het dit in wiskunde gedoen al vanaf soos graad wat? 2. Okay, nee, ek dink vanaf graad 6 in die area. Goed, so, versnelling is die verandering in snelheid oor die verandering in tyd, of jy kan neerskryf finale minus begin oor verandering in tyd. Okay, so ons het hierso, finale snelheid is 12 minus 0 oor 3, en sonder 'n sakrekenaar met 'n 4 wat? Okay, ja? Okay, dis wat ek nou by wil kom. Kom ons kyk gou hierna. Gaan daai nou vat? Soontoe. Okay, so ons het snelheid gedeel deur tyd. Christopher, waarin word snelheid gemeet? Waarin word tyd gemeet, Marisel? So ons het meter per sekonde gedeel deur sekonde. Daar is mos 'n enetjie en jy kan hom opvat boontoe. Dan het jy meter per sekonde minus 1 maal sekondes minus 1, which is meter per sekonde kwadraat. Sjap. So meter per sekonde kwadraat, so jy hom uitspreek. Meter per sekonde kwadraat, ja. Gaan nou sê. Kyk, kan ek weggaan hierso? So ons het meter per sekonde kwadraat. Nou hier sit ek nou vir jou gesê, hy hardloop oos, hy hardloop noord, hy hardloop wat ek al nie. So hierso kan jy sê vorentoe, of jy kan sê in die positiewe rigting. En of sê vorentoe, skryf jy, of in die positiewe rigting. Goed, volgende sê ek vir jou, 'n motor versnel van 72 km/h tot 180 km/h in 6 sekondes. Bereken sy versnelling. Zani, geef my iets dat ek my infotabel kan sit. Ons kan die initial velocity skryf as 72. Maar werk ons in km/h? Wat wil ons doen? Meter per sekonde toe gaan. Blaai terug. Hoe doen ons dit? Afira, wat nog? Tyd is 6 sekondes. Laurens, wat nog? Is wat? Maar ons werk nie in km/h nie, so wat gaan jy doen? En dis nie maal nie. Dit is deel deur 3.6. Wat kry jy, Zani? Sê weer? 20 en Laurens die ander ene? 50. Okay. So hierso gaan ons nou sê reg. Versnelling is die verandering in snelheid oor die verandering in tyd. Finale snelheid is 50, begin snelheid is 20. En dit gebeur alles in 6 sekondes. En 'n rooi in jou kop. Wat is dit? Dit moet nou 30 gedeel deur 6. 5. 5 wat, rooi? Jy het nou nie jou datavel nie, maar kyk hier bo. Help. Kwadraat. Dit nie mag minus sê. Meter per sekonde kwadraat. En hierso gaan jy sê vorentoe of in die positiewe rigting of vinniger of wat ook al. Okay. Volgende. Want dit is kilometer per uur. En dit is meter per sekonde. So dit die sekondes raak meer. Ek sê wat ek sê. Jy gaan maal met 3600. En dan die uur is die deel deur 1000. Ag die kilometers deel deur 1000. Okay.
Om 'n ongeluk te voorkom, rem 'n fietsryer en verminder haar spoed van 28 meter per sekonde na 4 meter per sekonde in 4 sekondes. So, fietsryer ry teen 'n hengse spoed en toe sy sê, wow, hier gaan ek nou 'n ongeluk maak met 'n vragmotor of wat ook al en verminder haar spoed. Bereken haar versnelling. Lesna, geef my iets dat ek in my infotabel kan skryf. Yes. Taylali. Nicholas. Die initial velocity is 28. Goed, wat doen ons gaan uitwerk, Leo? Wat is hy symbool nou weer? Oh. Kyk. Goed, so ons het versnelling is final minus initial oor tyd. Die finale snelheid is 4, die beginsnelheid is 28 oor 4 sekondes en Richardson, hulle is daar. Dit is 24 op 4 minus 6. Maar, mag jy in die wetenskapklas jou antwoord in 'n negatief hou? Never say ever. Daai negatief beteken, so dit wil sê 6 meter per sekonde kwadraat vertraging of negatiewe versnelling of versnelling in negatiewe rigting. Nou wil ek weet, beteken dit sy beweeg agteruit? Dit beteken glad nie sy beweeg agteruit nie. As haar versnelling in die negatiewe rigting is, beteken dit nog steeds, hier net op. Sy beweeg vorentoe. Maar stadig. So die netto krag wat op hulle inwerk is in die negatiewe rigting. Wrijving in jou bene, jou spoed wat jy, die krag in jou bene wat jy terughou of wat ek al. Okay, so beteken nie hulle beweeg agteruit nie, beteken net die krag op hulle is in die negatiewe rigting. Alright, so graad 10. Ek gaan dan môre in die klas vir julle die praktika verduidelik wat op bladsy 8 aan die gang is. Okay, en ons gaan bladsy 8, 9, 10 en 11 doen dan môre in die klas. So vir huiswerk moet jy vir my doen bladsy 19 nommer 1 2 5 6 7 9 10 11 1 2 3 Is al.